Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag se Food for Thought vra ons twee vrae. En die eerste vraag weet ons almal eintlik die antwoord voor. Die eerste vraag is die Here se antwoord ooit nee? Wanneer ek bid en ek vra vir iets, sal hy ooit nee sê? En ons weet die antwoord daarop is nee. Deur ervaring sal ons sien dis nee. Ons sal almal daarmee kan saamstem. Maar dan is my volgende vraag, wat doen ek as die Here nee sê? Wat doen ek as ek iets vra en die Bybel sê om ons requests ek kan nie nou aan die Afrikaans dink nie. To make a request known to God, om jou begeertes aan die Here bekend te maak. Maar wat as ek my begeertes aan die Here bekend maak, maar hy sê nee? Nou dis maklik om te begrip, of dis maklik om daarmee te lewe, as ek weet eintlik, en ek besef dat my begeerte of my request dalk selfsugtig is, of dalk is my request net iets vir myself, net iets wat ek wil hê. Daar's nie regtig iets verder daarin nie, of iets dieper daarin nie. En soms sal die Here vir dit ook ja sê, maar dis 'n vraag vir 'n ander dag. Maar wat gebeur wanneer my request of my begeerte actually goed is? Wat gebeur wanneer ek vir iets vra, of ek het 'n begeerte om iets te sien wat goed is, en steeds sê die Here nee? Wat doen ek dan? Hoe deel ek met dit? Of dan, die ander vraag is, sal die Here ooit nee sê vir goeie goed? Sal die Here ooit nee sê vir 'n goeie gebed? Nou nie goeie gebed in die sin van ek bid hard en lank en gebruik al die mooi woorde nie. Goeie gebed in die sin van dit wat ek bid is vir iets goed. In Engels sal hulle sê for a good cause. En dis 'n moeilike konsep, want veral in vandag se tyd, soos die tyd vinniger gaan en soos ons meer in hierdie tyd lewe waar alles resultaat gedrewe is dit baie moeilik om met delay te lewe. Delay met, ek dink as iets vertraag word. Is dit baie moeilik om daarmee te deel. Dis baie moeilik vir ons om iets te wil hê en te moet wag daarvoor. Ek dink aan 'n super voorbeeld, as ek iets bestel op die internet, en nou moet ek 'n maand daarvoor wag voor ek dit kry. Ons hou nie daarvan nie. Dis hoe die mens is. Ons wil nie wag nie. Ons wil goed hê. Veral as dit iets goed is, of iets lekker is, of iets wat ek nodig het. Maar wat nog moeiliker as dit is wanneer ek nie iets kry nie. So, delay is moeilik om meer te deel vir ons, maar die denial is nog moeiliker. Ons hou nie daarvan as mense vir ons nee sê nie. Dis vir ons verskriklik moeilik as ons iets wil hê of ons vra iets, veral as ons mooi vra. Kyk, ons is geleer as Suid-Afrikaners dat as jy iets wil hê, moet jy mooi vra. En jy moet asseblief sê, en jy moet jou mooi gesig maak as jy vir iets vra. En dan as jy mooi gevra het en asseblief gesê het, dan sal jy dit kry. En die probleem daarmee is dalk dat ons leer ons kinders dat jy sal dit kry solank jy net mooi vra. Maar as dit hoe die Here werk die Here so? Sal die Here vir ons iets gee net omdat ons mooi gevra het? Sal die Here ons gebede antwoord met 'n ja as ons mooi genoeg vra? Of lank genoeg vra, of gereeld genoeg daarvoor vir ons? Dink aan die Bybelse verhaal waar die vriend aan die deur klop en die vriend in die huis raak geïrriteerd en hy maak oop net omdat die ander vriend lank geklop het. So daar is Bybelse begrip daarvoor dat ons moet aanhou en ons moet aanhou en ons moet, ek wil nie sê die Here oortuig nie, maar ons moet deurdruk. Ons moet nie ophou nie, ons moet nie opgee nie. Maar ons sien dit nie met almal nie.
En ek gaan 2 voorbeelde noem waar iemand nie noodwendig iets sleg wou gehad het nie, maar tog het die Here nee gesê. En die eerste voorbeeld wat ek gaan gee is Paulus, wat praat van die thorn in his flesh, die doring in sy vlees, hierdie ding wat hom pla, en daar's baie bespiegeling oor wat dit mag wees. Mense kan nie regtig met sekerheid sê wat dit was nie. Maar wat ons wel weet, is dat die Here antwoord sy begeerte om dit weg te vat, met 'n baie interessante antwoord. Sien, Paulus vra vir die Here, neem dit weg, vat weg hierdie doring in my vlees, sodat ek wil sê, beter lewe. En dis 'n billike vraag, dink ek. Maar die Here sê nie okay nie. Die Here sê nie, ja, ek sal dit van jou wegvat nie. Die Here antwoord en hy sê, my grace is sufficient for you. Hy sê, my genade sal vir jou genoeg wees. So, wat beteken dit? Beteken dit dan dat soms sal die Here nee sê vir 'n goeie ding? Dit is baie moeilik om die Here in daai prentjie te sit. Want hoe kan 'n liefdevolle God iets eerlik en sincere reject? Hoe kan 'n God wat liefde is, iets goed nee voorsê? Nog 'n voorbeeld is Moses, wat baie hard gewerk het om in die beloofde land in te kom. En die Here sê vir hom, dis sy begeerte om beloofde land toe te gaan. En die Here sê vir hom, jy gaan nie ingaan nie. Jy gaan dit nie sien nie. Jy gaan nie die beloofde land sien nie. Nou, Moses se verhaal is bietjie anders, want ons sien daar was cause en effect in syne. Iets het gebeur en die Here het gesê, jy sal nie die beloofde land sien nie. Maar is God dan nie genadiglik, of het hy nie genoeg genade om net te sê, okay, Moses, jy het so hard gewerk en jy het soveel van my gedoen, I'll let this one slide. Wat ons moet besef, wanneer ons die Bybel lees, is nie net die lekker en die mooi goed nie. Wanneer ons die Bybel lees, moet ons besef, daar is ook goed wat nie so lekker is om te hoor nie. En goed wat nie so lekker is om te besef nie. Sal God goeie goed voor nee sê? Ja. En die rede daarvoor wat ons moet besef, is dat dalk al is dit goed, is dit dalk nie die ultimate goal nie. Is dit dalk nie die hoogste prioriteit nie. Sien, die Bybel leer vir ons ook dat ons in hierdie tyd, we see in part, ons ken nie die volle waarheid nie, ons weet nie die volle wil of die volle plan van God nie. Daar's goed wat nog steeds, that's still hidden from us. And we will see, later sal ons sien hoe dinge uitwerk. Maar net omdat dit vir my goed klink, en net omdat dit dalk goed is, beteken nie noodwendig dis die beste nie. Daar's dalk iets beter, of daar's dalk 'n slegte uitkoms van hierdie goeie ding. Of daar's dalk iets waarin ek moet groei. Daar's dalk iets van die Here wat hy homself aan ons wil openbaar, terwyl ons wag, of terwyl ons nie ontvang nie. Soos 'n Paulus wat moes leer dat, of wat sy journey 'n journey van genade was, sodat hy die Paulus kan wees wat genade aan die nasies kom verkondig, want hy is die een wat dit eerstehands besef het. So sal God nee sê, God sal nee sê, die Here sal nee sê. Maar is daai nee 'n rejection? Nee. Dis nie God wat ons reject nie, dis net daai een begeerte wat reject word, of wat dan nee voorgesê word. So wat doen ons? Ons hou aan vertrou. Ons hou aan om nader aan God te kom, want hoe nader ons aan God kom, hoe nader kom ons aan sy wil, en hoe meer word my begeertes met sy wil ge-align, en dan sal ek meer ja's in my gebede sien. En dit is vandag se food for thought.